Goeiemôre, dit is Maandag die 28ste April. Vanoggend Handelinge 5 vers 7 en 28. Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoofpriester het hulle begin ondervra. Het ons julle nie ten strengste verbied om in hierdie naam te leer nie? En kyk, julle het julle leer deur die hele Jerusalem versprei, en julle wil die bloed van hierdie man op ons bring. Die Sanhedrin verbied die disippels om te vertel van Jesus en sy opstanding, van sy koninkryk, van sy redding en genade deur die kruis, van die lewe, die ewige lewe wat daar wag. En dan sê die Joodse raad dat die disippels dit nie mag vertel nie. Nou as jy vir mense wil kry om iets te doen, dan sê jy vir hulle moenie. Ons weet mos hoe kinders se koppe werk. Die oomblik wat jy vir hulle sê hulle mag dit nie doen nie, dan is dit nou juist die ding wat hulle die graagste wil doen. Vertel ons van Jesus, of leef ons asof iemand ons verbied het. Nou, dis partykeer nogal die hartseer van baie Christene. Ons is nie eers verbied nie, ons is in ons land vry om dit te mag doen, en tog doen ons dit nie. Die apostels was verbied, hulle is gegeesel en in die tronk gegooi, Stefanus is selfs daaroor doodgemaak, en tog het hulle aangehou, het hulle in Jerusalem en die res van die wêreld vertel van Christus. Ons wat vry is hier in ons eie land, wat vry is in baie lande in die wêreld, is ons stil oor Jesus, of vertel ons van sy genade en liefde? Hemelse Vader, ons moet bely dat ons baie keer stil is wanneer ons moet praat. Ja, en Here, partykeer praat ons oor vreemde en simpel goed, terwyl ons eintlik oor U moes praat. Lei ons deur U Heilige Gees, Hemelse Vader, om sensitief te wees, om U woord te kan deel in die wêreld. Dankie dat ons in ons eie land, hier in Suid-Afrika, nog vry is om U te aanbid. Ons bid vir broers en susters, vir gelowiges wat vervolg word oor hulle geloof. Mag hulle geloof versterk word. Here, hulle boodskap net nog helderder en duideliker uitgaan in die wêreld. Mag ons ook met opregtheid, Here, met oorgawe getuig van U trou en U genade. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir hulle wat in die hospitaal is, vir hulle wat by die huis is siek, Here, vir hulle wat bekommerd is en hartseer. Vou hulle toe in U genade en raak hulle aan. In Jesus se naam. Amen.